Goeiemôre geliefdes, baie welkom vanoggend by hierdie boodskap. My naam is Quintus Skols, leraar van NG Oudtshoorn Park. Dis vir my lekker om saam met julle te wees. Mag die Here vanoggend aan die woord kom. Ons praat oor geloof. En baie keer moet ons ook verstaan dat ons moet geloof hê, selfs al sien ons nie. Maar mag die Here vanoggend aan die woord kom in hierdie tema. My gebed is dat jy vanoggend hier sal wegstap weer met moed en dat jy sal vas staan in die geloof, volhard in geloof. Ek wil vir jou bid nou en kom ons begin op die regte manier. Voordat ek dit doen, wil ek vir jou verklaar dat my verlosser en saligmaker is Jesus Christus. En ek kom groet jou vanoggend in sy naam, die opgestane Jesus. Die graf is leeg. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U, ons loof en prys U, en is my gebed dat U vanoggend aan die woord sal kom as ons praat oor geloof. Ja, Here, as ons vanoggend kom kniel voor U, is ons absoluut afhanklik. En ons wil nie soos die ongelowige Thomas klink vandag nie, Here, sien ons harte raak en kom bevestig weer deur die Gees in ons harte hierdie geloof, wat absoluut 'n geskenk van U is. Ek loof U daarvoor, Here, dat ek met kykers wat inskakel op YouTube en Facebook en oral op die TV en ook die luisteraars op radio, dat ons vanoggend hierdie spesiale geleentheid het om uit die woord uit tekste te bevestig en te bevestig, Here, dat ons glo. Dis 'n geloofsbelydenis vanoggend. Ons bely ons geloof in die opgestane Jesus en ons vertrou U ook vir die toekoms, Here. Vat ons nou aan die hand en stap met ons hierdie dag en hierdie week in en ek kom bid seën op elke boetie en sussie, Here, dat hulle weer vanoggend sal commit in hulle geloof en dat hulle weer dit sal besoek en sê, maar ons vertrou U, o Here, ons staan vas, selfs in moeilike omstandighede, sal ons nie ons geloof verloor nie, ons hou vas. Here, ek dank U daarvoor en ek vra nou, Here, spreek U, want U kinders luister, in Jesus naam, amen. Geliefdes, om te glo al sien jy nie. Eendag het 'n onderwyser vir sy klas gevra, wat is geloof? En een van die tieners steek toe 'n hand op en sê, meneer, dit is soos wifi, jy kan dit nie sien nie, maar jy weet dit werk. En die klas het so half gelag, want hoekom sal iemand nou so 'n beeld gebruik van wifi en geloof? En die onderwyser het gesê, jy's presies reg. Jy glo daar is sein, al sien jy dit nie. Jy vertrou dat daar sein gaan bly en dat jy in hierdie verbinding alles sal kan doen en dat daar iets sal gebeur. En daarom is dit nodig om vas te hou en juis gekoppel te wees aan daai sein, aan daai router. En daarom is geloof ook so, dat ek en jy in verbinding met God moet bly, dat ons in die geloof moet staan. En hoe doen ons dit? Ons lees ons Bybel, ons bid elke dag en ons staan in 'n lewende verhouding met God. Daarom, dit is soos wifi, sê die onderwyser. Jy kan dit nie sien nie, maar jy weet dit werk. Dit is daar. En daarom wil ek vanoggend juist begin, as ek hierdie staaltjie vertel, en is 'n storie wat ek vertel, wil ek juist kom stil staan by wat sê die woord van God. Kom ons gaan kyk nou, wat sê die woord van die Here juist oor geloof. 1 Timoteus 1 vers 19 is ons eerste teks vanoggend wat ons gaan lees. Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het hulle geloof skibreek gelei. Eintlik het dit gebeur dat hulle dan in die hande van Satan beland het, omdat hulle nie meer vasgestaan het in die geloof nie. Want hulle het 'n goeie gewete behou, omdat hulle in die geloof bly vasstaan het. Vriende, Paulus kom waarsku vir Timoteus teen geloof wat kan skeef loop, as jy nie gehoorsaam aan God gaan bly nie. So geloof en dade loop hand aan hand. Dit wat ek glo, moet ek ook gaan uitleef.
Geloof sonder 'n gewete, met ander woorde, wat ek dinge sal doen waaroor ek nie eers skaam is nie, dat ek in die sonde sal verval, is nie ware geloof nie. Geloof, vriende, is nie net 'n kennis van God nie, maar is ook gehoorsaamheid aan God en aan sy opdragte in die woord wat hy vir ons kom gee. Die bekende Johannes Calvin skryf in die Institusie, sê hy geloof is nie 'n koue, verstandelike instemming nie, maar 'n vurige vertroue wat die hele lewe hervorm. Met ander woorde, ek stel my vertroue in die Here ook vir vandag en môre in die lewe wat kom. Ek vertrou dat die Here sal sorg vir my kinders. Ek staan vas in die geloof en ek vertrou God. Ek weet hy weet die beste vir my en sy wil is die beste wil vir my lewe. Ek kyk na Stefan Joubert wat hy skryf in sy boek Jesus die radikale sprong. Dan praat hy oor geloof en sê, geloof wat nie jou gewete vorm nie, is nie geloof in Jesus nie. Dit is geloof in jouself. Met ander woorde, as jy in geloof in 'n geloofsverhouding met God staan, dan begin jy uit te leef dit wat die woord van my vra. Met ander woorde, geloof is hierdie verhouding ook met God. Ek lees sy Bybel, ek lees die woord van God en ek glo die Bybel. Ek glo die woord van God en ek gaan leef dit prakties uit in my lewe. Met ander woorde, dit vorm ook my gewete. Dit is my moraliteit en my etiek, my keuses wat ek maak, baseer ek op die woord van God. En ek vra dat die woord my kompas sal wees. Ek het in my verlede verhaal was ek by 'n gemeente 'n dominee gewees en ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie, dat ons het op 'n tyd 'n biddag gereël vir reën. Dit was baie droog in daai tyd gewees en die boere het gesmag na reën en na water op die landerye. En so het die boere en ek het by 'n plek gekom wat ons gesê het, maar kom ons bid. Kom ons praat met Abba Vader en ons vertrou ook die Here en ons weet ook hy sal vir ons sorg. Psalm 37 vers 5, ek laat my lewe aan die Here oor, ek vertrou op hom, ek weet hy sal sorg. En so reël ons hierdie biddag vir reën en ek sal dit nooit vergeet nie. Daar het 'n oom na die kerk toe gekom en hy het in die kerk ingestap en ek het hom nog so gekry voordat ek na die kansel toe gestap het om te gaan preek. En die oom het vir my gevra, Dominee, waar is jou sambreel? Moenie vir my sê jy het vandag opgedaag sonder jou sambreel nie. En die oom het sy sambreel by hom gehad en met sy sambreel ook in die kerk ingekom. En die oom het vir my eintlik 'n baie waar les daai dag geleer, dat hy staan so vas in die geloof, dat hoekom reël jy 'n biddag vir reën as jy nie met 'n sambreel opdaag en glo, maar God kan dit doen. God kan enige iets doen. God is die almagtige God. Ja, ek weet ons kan nou baie redeneer oor dit en oor reën en die wetenskaplikes het 'n klomp goed wat hulle sê, maar hoor die geloof. Die geloof wat daai oom gehad het. En dit het my laat dink daaroor vir die res van my lewe. Natuurlik, later in my lewe het ek ook besef, ons kan nie net bid vir reën nie, maar ons moet ook dankie sê. Dankie sê vir dat die Here dit ook laat reën op ons. Dankie vir sy genade, sy seëninge wat op ons reën. Ons moet 'n dankbaarheidslewe ook leef en dit is hierdie verhouding wat jy met God het. Hierdie geloofsverhouding wat jy glo in Jesus as die opgestane Here. Dat Jesus vir jou gaan sterf het aan die kruis. Dat hy die sonde en die dood oorwin het en dat daar vir jou 'n ewige lewe wag. Glo jy dit vanoggend? Glo jy in Jesus en vertrou jy God? Het jy 'n geloofsvertroue? En ek praat nie net oor wonderwerke en ek praat nie net oor geloofsgenesings en al hierdie dinge nie, of 'n Petrus wat op die water loop nie, want dis nou magic nie. Nee, ek vra, vertrou jy God in jou lewe met die fyn detail dinge? Soek jy God se wil en praat jy met hom? Kom jy spreek woordelik met jou sambreel na die kerk toe op 'n biddag vir reën. 'n tweede
teks wat so bietjie by my opkom as ek nou 1 Timoteus 1 gelees het, is 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Paulus kom in hierdie gedeelte en hy kom wys vir ons dat geloof juis gebou is op dit wat ons nie kan sien nie. En wie is dit wat ons nie kan sien nie? Ons sien die Heilige Gees nie tans nie, want hy is nie die God wat nie 'n vel om het nie. Met ander woorde, hy's om my, hy's langs my, voor my, agter my, neffens my. Die Heilige Gees is hier. Ons kan hom net nie sien nie, want hy het nie 'n vel om nie. Hy wys vir ons, ou Paulus, dat geloof nie gebou is op wat ons kan sien nie, maar op wie God is. Karl Barth sê dit so baie mooi in Church Dogmatics. Hy sê geloof is om te leef in die lig van die onsigbare werklikheid van God se belofte. Dan sê Karl Barth, geloof is nie 'n menslike prestasie nie, maar die ontvanklikheid van God se genade. Dis absoluut genade dat jy glo. Hierdie geskenk van God, die werking wat van God afkom. As jy iets kom hoor vanoggend, geloof beteken, ek gaan aanhou stap, al is die pad vol mis en ek weet nie wat voor my is nie. Ons wat hier in die Klein Karoo bly en baie keer oorry Hartenbos toe, ek het dit al so baie beleef op die Robinson pas, dat jy nie 'n meter voor jou kan sien nie. So dig is daai mis wat op die berg lê. Maar jy bly ry, want jy weet hier is 'n pad. En jy weet, jy kan maar net hierdie pad se strepe volg, jy sal weer ander kant uitkom. Daar is 'n uitkoms, maar jy glo in iets wat jy nie kan sien nie. Jy weet daar is 'n pad. Ek weet daar is 'n God. Ek glo in Jesus Christus, dat hy vir my gesterf en opgestaan het, en ek hou aan, al sien ek nie altyd die uitkoms nie, maar God weet. God weet wat's die beste vir my. Die wêreld kom sê vir jou, en ek weet wat die wêreld se denke is, hoekom glo jy, as jy nie eers kan sien nie, as jy nie eers weet nie, waar kom jy vandaan, hoekom glo jy? Dan lees ek in Johannes 20 vers 29, en dis juist daai teks van Thomas. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Vriende, jy is so geseënd. Die feit dat jy glo, dat jy saam met my vanoggend bely, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Psalm 23. Jy glo hy is jou herder. Hy's vandag my herder en hy sal my nie in die steek laat nie. Hy sal my nie verlaat nie. Ek kom niks kort nie. Ek het alles. As ek Jesus het, het ek alles. Ek is veilig in die handpalm van God. Daar's soveel beloftes in die woord van die Here en ek glo dit. Ek glo soos 'n kind. Want baie keer wil ons as volwassenes ook hierdie ding so moeilik maak, geloof. Ons wil dit so kompliseer. Maar ek en jy moet net glo soos 'n kind. Ek vertel graag hierdie verhaal. Dit gaan oor 'n baie bekende bergklimmer. Hierdie ouens wat so gaan klim teen 'n rots in 'n berg uit, en dan het hulle toue by hulle en hulle hak dit vas aan die berg, en dan hang hulle aan hierdie toue partykeer, en hulle doen abseiling en hulle is hier op en af, en hierdie ouens is fiks. Hulle is sterk in hulle bolywe, en hulle trek hulle self op en hulle klim 'n berg uit. En so het dit ook gebeur dat hierdie bekende bergklimmer het 'n moeilike roete aangepak. En soos dit maar gebeur, het daar onverwags 'n miswolk oor hierdie berg gekom. En hierdie bergklimmer kon niks meer sien later nie. Dit het later skemer geword, aand geword, en hierdie ou kon nie meer sien nie. Maar hy het besef, hy's baie hoog op in hierdie berg. En toe het hy begin om te kyk of hy nie kan afkom en weer onder toe gaan nie, maar hy het besef, hy is nou in die moeilikheid. En tree vir tree het hy so gegee, en hy het probeer vashou aan hierdie berg, en daar gly hy. En hy val ewe skielik, en hy val baie ver, en hy stamp homself op plekke, en hy val ver onder toe. En in hierdie paniek, terwyl hy val, skree hy kliphard, Here, red my.
En daar het 'n stem gekom en vir hom geantwoord, vertrou my en sny net die tou. En hierdie ou het geval en hy het begin hang aan hierdie tou en hy skree dit weer, Here red my. En 'n tweede keer kom hierdie stem, vertrou my, sny net die tou. En hierdie man het gehoor, hierdie stem gehoor en hy het gedink, maar het ek reg gehoor? Verstaan ek wat ek nou gehoor het? Is dit nie maar net my eie denke wat met my speel nie? En toe het hy besluit, hy gaan bly hang, dalk gaan hierdie mis verby, maar hy kan nie onder hom iets sien nie, hy kan nie bo hom nou iets sien nie, hy weet net, hy hou aan hierdie tou vas, want hy hang aan hierdie tou. So het hierdie man gehang daai hele nag deur, en later het dit so koud geword, dat hy gevries het. En toe, die volgende oggend, toe kry 'n reddingsspan hom, waar hy aan hierdie tou gehang het. En as hy die tou geknip het, was hy 1 meter van die grond af, van 'n stuk rots waarop hy plat kon gestaan het, waar hy sou geleef het, en waar hy sou kon gesit het. Hy was 1 meter van die grond af gewees. Hy moes net die tou geknip het. Dan kon hy veilig gewees het, en hy kon veilig in 'n beskutting ook ingegaan het in hierdie berg. Vriende, baie keer moet ons net luister. Baie keer kom die antwoord en ons moet vertrou, al is dit misdag in ons lewens, om God te vertrou, ten spyte van wat in ons lewens gebeur, om God te vertrou en te sê, Here, ek gaan saam met U die pad stap, al is my lewe misdag en ek weet nie wat môre vir my inhou nie, ek gaan U bly vertrou. 'n Teks wat vir my uitstaan is altyd Romeine 5, vers 3 tot 5. Geloof groei ook baie keer wanneer ons swaar kry. Paulus kom leer dat geloof juist deur beproewing sterker word. E.P. Groenewald, die bekende E.P. Groenewald kommentaar op Romeine sê die volgende: die geloof wat nie getoets word nie, bly oppervlakkig, maar geloof wat deur beproewing gaan, word goud. Met ander woorde, daar waar ek en jy gelouter word, deur dit wat in die lewe met ons gebeur, baie keer hierdie swaar kry, en ons dink baie keer in ons koppe, kom ons wees maar eerlik, dat swaar kry 'n teken is dat God ons verlaat het, maar dit is nie waar nie. God kom en hy bly deur ons swaar kry ook met ons 'n pad stap. Hy sal ons nie los nie. Dalk word ons gelouter, dit mag so wees. Maar Romeine 5 kom leer vir ons iets van God wat met my 'n pad gaan bly stap. En hy sal my nie los nie. Ek lees dit vir ons, Romeine 5 vers 3, dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, hoor jy dit? Dan sê vers 4, en volharding kweek egtheid van geloof, daar word ek gelouter in my geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, nou het ek hoop, en my hoop is sterk en vas in die opgestane Jesus. Dan sê vers 5, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En vriende, as ons daaraan kan vashou, dat God deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het, hierdie liefde in ons harte uitstort. Hy sal ons nie los nie. Die Heilige Gees is met ons op pad en hy stap met ons die pad vorentoe. Ja, die liefde van God is uitgestort in ons harte. Dis die Heilige Gees wat ons vashou, wat ons laat hoop, wat ons laat groei en wat ons geloof laat blom. Selfs ook wanneer ons trane en seer en swaar kry beleef, is dit hy wat ons kom vertroos, die Parakletos, die Heilige Gees wat ook ons helper is, ons vertrooster is. Sien vriende, baie mense hang aan die toue van die lewe, daai toue wat vrees is, daai toue wat beheer is of mag is van ander mense,
Dalk is dit toue van selfvertroue en selfvoldaanheid. Ek sal self, die eie ek of trots. En as jy partykeer net die tou knip, sou God jou na 'n veilige plek toe begelei het, waar jy die weeromstandighede kon hanteer het, waar jy nie sou doodgevries het nie, as ons net geluister het. Sal God ons na 'n veilige beskutting toe vat. Ja, vriende, daar sal tye kom wanneer ons net die mis sien in die lewe. Maar kom ons staan vas. Geloof beteken nie dat ek alles verstaan nie. Dit beteken ek vertrou God wat alles verstaan. Ek hoef ook nie altyd alles in die lewe te verstaan nie, maar God weet. God weet die beste. Sy wil is die beste en sy tyd is die beste tyd. En dan hoor ons dit weer vanoggend. Dis nie al nie. Ons verheug ons in die swaar kry. Want ons weet swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. Ek stap vandag weg van hierdie boodskap af met hoop. Want ek plaas my vertroue in Jesus Christus. Hy is my verlosser en my saligmaker. Ek vertrou God weet die beste vir my toekoms. En ek weet hy weet die beste vir my kinders en my gesin en my mense vir wie ek lief is. Daarom vertrou ek God met alles. En selfs al raak dit misdag voor my, weet ek God sal my aan die hand vat en saam met my deur dit loop. Want ek is veilig in sy handpalm. Vriende, mag ons vas staan in die geloof vanoggend. Selfs wanneer jy sê, maar ek weet nie meer hoe vorentoe nie. Om te glo, al sien jy nie, staan vas in die Here. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend net 'n oomblik kon stil staan en sê, wat is geloof? Dit is dalk om met ons sambreel op te daag by die wêreldbiddag vir reën of by 'n wêreldbiddag vir mans en vrouens. Dis dalk om op te daag en te sê, maar ek glo en ek weet God sal dit laat gebeur. Ja, Here, dis dalk om te sê, dit is soos wifi, ek kan dit nie sien nie, maar ek weet dit werk en dit is daar, maar ek wil vas verbind bly aan hierdie konneksie, en die konneksie is die Heilige Gees. Ek wil nie hierdie verbinding verloor nie, en daarom glo ek soos 'n kind vandag. Ja, Here, ons wil vanoggend kom sê, ons hang dalk aan 'n tou. Daai tou het dalk vrees by ons kom wek. Daai toue waaraan ons hang in hierdie lewe, in die mis en in die swaar kry en donker tye, sien ons nie altyd die uitkomste nie, maar Here, U weet. En partykeer moet ons net luister. U praat met ons, U wys vir ons dinge uit, deur mense, deur insidente, deur die Gees, deur die woord, deur woord en Gees. Kom praat U met ons. Here, vat ons nou vandag aan die hand, dat ons sal stap elke tree in die geloof saam met U. Wys U vir ons die weg, laat U vir ons 'n kompas sal wees. Ek kom bid nou vir elke boetie en sussie vanoggend, Here, dat hulle werklik weer vandag hulle geloof sal bely en sal sê, ek glo in die opgestane Jesus. Hy het vir my sonde gesterf, hy het die dood oorwin en hy maak vir my die ewige lewe moontlik. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ek nou in geloof hierdie dag en hierdie week kan aanpak en weet, U sorg vir my. Ek loof U daarvoor in Jesus naam en ek kom seën nou elke boetie en sussie. Amen. Geliefdes, mag julle geseënd wees en mag julle die Here se liefde en nabyheid in jou omstandighede elke dag beleef. Goedheid en guns bid ek julle toe. Ons kuier weer.